Goeiemôre. Dis vanoggend vir my 'n voorreg om hierdie diens te kan lei. En dit is altyd so lekker om te weet dat wanneer jy hiernatoe kom, is jy regtig welkom. Jy weet, erfdeel het hierdie atmosfeer waar jy welkom is en ek wil vanoggend vir jou sê baie welkom. Maak jou hart oop vanoggend vir die Here, want die Here het 'n persoonlike ontmoeting met elkeen van julle. Die onderwerp is vergifnis, soos Dominee Piet gesê het, en ek wil graag twee aanhalings op die bord sit. Eerste een is van Mac Lucado, waar hy praat van forgiveness is unlocking the door to set someone free and realizing you were the one holding the key. Die volgende ou is Lewis Smith, en hy sê to forgive is to set the prisoner free and to discover that the prisoner was you. En ek sit hierdie twee so op mekaar en jy sê vir jouself, okay, so vergifnis is om hierdie deur oop te sluit, om hierdie persoon wat daar binne is los te laat, omdat jy die sleutel het, want hy is die persoon wat gevangenes is. En dan sê die tweede ou, maar eintlik wat jy besef is, dat jy is die een wat gevangenes is. Jy is die prisoner, soos hulle in Engels sal sê. Ons almal het al met vergifnis te doen gehad. Vergifnis het al voor ons elkeen se deur gestaan. Dis 'n proses waardeur ons elkeen al deur gegaan het. Miskien is jy op 'n plek in jou lewe waar vergifnis voor jou staan. Miskien is daar iemand wie jy moet vergewe. Miskien staan jy voor iemand en jy vra vir vergifnis. Miskien is hierdie worsteling binne jouself en jy moet jouself vergewe. Jy weet, miskien het jy hierdie skuldgevoelens binne jou en jy vra vir God vir vergifnis. Ons almal weet dat vergifnis is 'n uitdaging en ons weet dit is sleg. Ons weet dit is 'n proses. En ons begin by die vraag, maar wat is vergifnis? En toe ek myself daai vraag vra, wat is vergifnis, kom die volgende vraag dadelik na my toe, wat is nie vergifnis nie? Ek en my swaar, dis nou Dominee Piet se jongste seun, het onlangs was ons in so 'n gesprek gewees en ons kom tot die onderwerp vlieg. En ek vra vir hom, nee, nou hou jy van vlieg? En hy sê hy is nie mal daaroor nie. En hy vra vir my, hou jy van dit? Ek sê vir hom, ek is ook nie mal daaroor nie. En hy vra vir my, hoekom is jy nie mal daaroor nie? Ek sê vir hom, want die oomblik as daai vliegtuig begin skud, dan kyk ek, is ons besig om te val? En wat het nou verkeerd gegaan? En ek vra vir hom, hoekom hou jy nie daarvan nie? Hy sê vir my, jy's die teenoorgestelde. Hy sê, hy wonder nie wat het verkeerd gegaan nie. Hy sê, hy kyk na die lys van dinge wat moet reggaan, dat die vliegtuig nie val nie. En toe ek dit dink, en ek hierdie voorbeeld kom my op, toe sê ek, maar dis presies dit. Miskien sukkel ons met vergifnis, en ons wonder die hele tyd, hoorie, wat het verkeerd gegaan, in plaas daarvan om te fokus op wat moet reggaan vir vergifnis om te werk. En ek het 'n lys gaan maak van dinge wat ons dink is vergifnis, dis ons as mens. En wat gebeur is, ons maak ons eie werklikheid, ons skep ons eie werklikheid van wat 'n ding is, en dan tree ons vanuit daai gedagte op. En ek het hierdie lys gaan maak van dinge, 10 dinge, en vra jouself die vraag, vra jy hierdie vraag, of dink jy so? Die eerste een is, as ek vergewe, sê ek dis okay wat hulle gedoen het. Ons is vinnig geneig om te sê, okay, maar ek gaan nie vergewe nie, want as ek vergewe, sê ek dis okay wat daai persoon gedoen het. Die tweede ding wat ons sê is, vergifnis beteken ek moet die verhouding weer herstel. So jy kom tot op 'n punt en jy sê, daar's nie 'n manier nie, ek gaan nie vergewe nie, die rede is, want ek wil niks met daai persoon uitwaai nie. Daai persoon moenie in my lewe wees nie, ek wil nie 'n verhouding met hulle hê nie, dis die rede hoekom jy nie wil vergewe nie. En dis nie wat vergifnis is nie. Onthou, hierdie is 'n lys van wat dit nie is nie. Die derde ding, vergifnis is 'n gevoel. Dis daai ding van, okay, ek gaan môreoggend opstaan, ek gaan net vergifnis voel. Enige iemand wat oor my pad kom, ek sal jou vergewe. Dis net 'n lekker gevoel wat ek kry. En dit is nie wat dit is nie. Vergifnis is nie 'n gevoel nie, vergifnis is 'n besluit. Dis 'n keuse. Die vierde ding, as ek vergewe, moet ek dit vergeet. Peter het dit nou gesê. Daar was eendag 'n man gewees, hy
hy kom na sy vriend toe, hy sê vir hom, ek sit met 'n groot probleem, en die vriend vra vir hom, wat's fout? Hy sê, ek probeer vergewe, maar my vrou kom elke maand na my toe en herinner sy my aan wat ek verkeerd gedoen het. En hy sê, my vrou het 'n goeie geheue. In elk geval, ons dink by onsself, okay, as jy vergewe, is dit 'n ding van jy moet vergeet. En as ek nie vergeet nie, het ek nie vergewe nie. En is net God wat dit regkry. Dit is wat Dominee Piet ook vanoggend gesê het. Ons as mens kan dit nie regkry nie. Die 5de ding, vergifnis maak my swak. Ons as mans verstaan dit baie goed. Ons het hierdie ding binne ons is trots. En jy dink as jy gaan vergewe, gaan jy swak word. En dis wat dit is hier. Ons gaan kyk na die 6de ding. En die 6de ding is, ek sal vergewe, maar net as hulle jammer sê. Net as hulle jammer is. Nou kom jy met voorwaarde en jy sê, maar ek sal vergewe, maar eers moet hulle uit hulle pad uitkom, vir my jammer sê, en wanneer hulle vir my jammer sê, dan sal ek reageer. Die 7de ding, vergifnis is 'n eenmalige daad. Jy dink as jy vergewe het, is dit verby, oor en verby, jy gaan dit nie weer hoef te doen nie. Hierdie persoon het my seer gemaak in my lewe, ek gaan vir hulle jammer sê, of ek gaan hulle vergewe sodra hulle vir my jammer sê en ek gaan dit nie weer hoef te doen nie. Die volgende ding is vergifnis beteken ek moet dadelik okay voel. Die oomblik wanneer ek vergewe het, voel ek soos 'n nuwe mens. Die volgende is vergifnis is vir hulle voordeel. Vergifnis gaan oor die ander persoon, dit gaan nie oor myself en dis hoekom ek dit nie wil doen nie. En dan die laaste een kyk ons, nou ek kan nie myself vergewe nie, vergifnis is 'n ding wat in 'n verhouding gebeur. Ek kan nie 'n verhouding met myself en ek kan nie myself vergewe nie. So hierdie is die leuns wat ons glo, en hierdie is wat maak dat ons nie deur hierdie proses kan gaan nie, want ons verstaan nie vergifnis reg nie. Hoe kan die Here van ons verwag om iemand te vergewe as ons dit nie reg verstaan nie? En dis presies wat ek volgende wil doen. Ons moet kyk wat dit nie is nie. Ons sit dit op die tafel, haal dit van die tafel af, dat jy nie deur hierdie boodskap heeltyd dink, maar wanneer kom dit op nie, dat ons dit klaar afhaal. Kom ons fokus sommer van die begin af wat dit gaan wees. In die Afrikaanse verklarende woordeboek beteken die woord vergifnis of vergewe kwytskelding of kwytstel. Skel. Nou ek weet nie of het julle al gehoor van daai woord nie, maar dit is die handeling van 'n kwytskel is om dis vrystelling van skuld of 'n verwagting. Dis 'n voorbeeld is as 'n ouer nie die kind se skoolgeld kan betaal nie, dan gaan sy na die skool toe en sy doen aansoek vir kwytskelding. Vrylating van daai skuld om dit af te skryf. Dis wat dit beteken. As ons gaan kyk na die woord vergifnis in die Hebreëse woord van dit is nasa of nasa. Dit beteken om op te lig. Dit beteken om weg te dra. Dit beteken om te verwyder. Dis soos om 'n swaar las van iemand se skouers af te lig. Nou as jy kan dink by jouself, iemand wat 2 swaar tasse op sy skouers dra met hierdie bande en 'n ander persoon kom en hy vat daai bande en hy haal daai sak af. Die skouer word sommer dadelik ligter. Dis wat dit is, om op te lig. Dis om weg te dra, dis om te verwyder. Dis wat vergifnis in die Hebreëse woord beteken, of die betekenis. Dan gaan kyk ons na die Grieks. Dit beteken aphiemi. Nou wat beteken aphiemi? Dit beteken om te laat gaan. Dit beteken om weg te stuur. Om nie meer vas te hou nie. Nou die voorbeeld wat vir jou dalk hier kan werk is, dink aan 'n tou wat jy vashou. En jy hou die tou vas en iemand trek hom aan die ander kant. En hulle trek, maar jy hou vas. Jy weet op 'n tyd daai wrywing maak jou hande seer, jou vel raak rooi. Jy weet jou vingers wat so saam trek, raak sommer seer. En die oomblik wanneer jy los, dan voel dit sommer lekker. Jy weet, dis om te laat gaan. Dis om weg te stuur. Om nie meer vas te hou nie. Die teksgedeelte waarna ons gaan kyk is Matteus 18. Nou ek weet nie of julle bekend is met die teksgedeelte nie,
Maar wat gebeur is Petrus, Jesus se disipel, kom na Jesus toe en hy sê vir hom, Here, ek wil gou by u iets hoor. Hy sê, as my broeder of broer teenoor my verkeerd optree, wil ek gou by u hoor, hoeveel keer moet ek hom vergewe? Selfs tot 7 keer? En Petrus het gedink hy is baie slim hierso, want as jy gaan kyk na die Joodse tradisie, hulle glo jy moet iemand tot 3 keer vergewe. Hulle glo dat as iemand jou vir 'n 3de keer kom vra vir vergifnis en jy vergewe nie daai persoon nie, is jy eintlik 'n wrede mens. So in plaas van 3 keer sê Petrus, hier moet ek hom tot 7 keer vergewe. En Jesus kom met 'n antwoord en hy sê nee, nie 7 keer nie. Hy sê 70 maal 7 keer. En ons gaan nou gaan kyk na wat dit beteken. En Jesus gaan verder en hy maak 'n gelyking, 'n vergelyking. Hy sê, maar die koninkryk van God is soos 'n koning wat sy amptenare se boeke wil deurgaan. Hy vergelyk dit en hy sê, so hierdie koning laat die amptenare kom wat skuld het. Hy kyk hulle boeke deur en soos hulle skuld het, moet hulle voor hom verskyn. En hy sê op 'n tyd kom daar 'n man, 'n amptenaar voor die koning. En hierdie ou het miljoene rande skuld. En hierdie koning sien, hy kan dit nie betaal nie. En die koning sê, maar weet jy wat? Al jou kinders, alles wat jy het, jou vrou, alles. Ek gaan dit verkoop en ek gaan daai geld gebruik om jou skuld af te betaal. En hierdie man val op sy knieë neer voor die koning en hy soebat en hy smeek. En hy sê, Here of koning, hy sê asseblief gee my uitstel. Ek beloof ek sal hierdie geld terugbetaal. En die koning in daai oomblik kry hom innig jammer. En die koning het daai kwytskelding laat plaasvind en hy het daai skuld gevat en het dit weggegooi. En weet julle wat doen daai man? Hy staan daar op. En toe hy uit die kamer uit beweeg het, toe loop een van sy mede-amptenare na hom toe. En hy weet hierdie mede-amptenaar skuld hom geld. En die volgende oomblik gryp hy hierdie mede-amptenaar en hy wurg hom. En hy sê vir hom, luister, jy skuld my geld. En hierdie mede-amptenaar val voor hom neer. En hy sê, gee my tog uitstel, ek sal jou terugbetaal. En hierdie amptenaar sê, daar's nie 'n manier nie. En hy vat hom en hy laat hom in die tronk gooi. Nou sien jy 'n klomp amptenare wat dit sien en hulle dink, nee, maar dis nie regverdig nie. En hulle gaan terug na die koning. Hulle sê, maar kyk wat hierdie man nou net gedoen. En die koning vind dit uit en hy's woedend. Hy's woedend en hy sê vir hom, jou skurk. Jy het baie skuld gehad en ek het jou jammer gekry. Moet jy nie ook jou mede-amptenaar jammer kry omdat hy nie sy skuld kan betaal nie. En in vers 35 sê Jesus dan, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. En hy maak hierdie vergelyking. Ek wil hê net vir 'n oomblik, moenie te diep aan dink nie, sit jouself in daai amptenaar se posisie, wat voor die koning verskyn, en vra jouself hierdie 3 vrae. Soewat en smeek jy vir God, hierdie koning, om jou skuld te laat gaan, hierdie kwytskelding. Vra jy vir die Here, Here asseblief vat dit weg. En hierdie skuld is foute en skuldgevoelens. En dan die tweede vraag wat jy jouself kan vra, wanneer jy moet trane in jou oë staan voor die koning en vir hom vra, Here, ek soebat u, laat dit verbygaan. Staan jy dalk op en begin jy dadelik vingers wys die oomblik wanneer jy kan van mense wat jou seer gemaak het of mense wat teenoor jou sleg opgetree het? En dan die derde vraag wat ek vir jou wil vra is, wat doen jy wanneer iemand voor jou neerval en hulle vra vergewe my? Is jy een van daai wat sê, maar weet jy wat, ek gaan jou nog steeds in die tronk gooi, jy het my baie seer gemaak. Ek vertel vir julle 'n storie, dit het regtig gebeur. Dis 'n gebeurtenis, die ou se naam is Kevin. Ek het laas jaar 'n boek gelees en ek het dit met die jeug ook behandel. So, wat gebeur is, Kevin is 'n pa, hy het kinders, hy het 'n vrou, en sy vrou moes gaan uitwerk het, sy moes na 'n ander staat toe gegaan het, en die kinders sou oorspronklik by hom gebly het die aand, en hulle besluit toe teen het, en hulle gaan toe saam, of na die ouma, of na tannie, ek is nou nie seker nie, maar wat ek eintlik wil sê is, die Kevin is alleen by die huis. En daai aand, toe hy in sy bed lê, hoor hy 'n gebars, en is net glasstukke. En hy weet daar's iemand binne in sy huis. En wat hy toe doen is, hy gryp die eerste wapen wat hy kon kry, en hy gryp 'n golfstok,
En hy storm by daai trappe af en hy sê, wie ook al in my huis is, ek sê vir jou, gaan uit, hierdie is my huis. En toe hy onderkom, toe ontmoet hy en die ou wat ingebreek het mekaar, en hulle is daar op mekaar, en die ou het 'n mes, en hy begin vir Kevin steek. En hy gaan 'n tweede keer, en hy gaan 'n derde keer. En Kevin staan daar, hy het die golfstok klaar verloor, en die ou begin hom weer steek. En Kevin kan niks doen nie, en hy val toe op sy knieë. En die ou begin hom aan, hy steek nog steeds. En Kevin kon toe nie meer op sy knieë staan nie, en hy val vorentoe. En die ou begin hom nog steeds, hy hou aan om te steek op sy rug. En Kevin kry 'n manier om te draai, om te probeer keer, en nou lê hy op sy rug, en die ou begin hom aan weer steek. En hulle steek en hy steek. En op 'n tyd sê Kevin vir die Here, hy sê, Here, dit is nou verby. En hy so wat en hy smeek nog een keer, hy sê, Here, asseblief, help my. En op 'n manier kan hy die mes vasgevang kry en die lem breek af. Lang storie kort, die polisie het daar aangekom, op 'n manier, Kevin het by die bure se huis uitgekom, en die ambulans het hom daar gekry, was vir 'n week lank in 'n koma gewees. Toe hy wakker word, toe kom die dokter na hom toe en hy sê vir hom, wat 'n wonderwerk in jou lewe gebeur. Jy 37 keer met 'n mes gesteek in jou lewe. Hulle weet nie hoe dit moontlik is. Hulle het hom net gemis op sekere dele, en jy weet, langs die slagaar, al daai tipe goed, maar hy lewe. Hulle sê vir hom is 'n wonderwerk. En die polisie het ondersoek gedoen na die tyd, en hulle het na Kevin toe gekom, hulle het vir hom gesê, daar het nog 'n wonderwerk gebeur. Hulle sê vir hom, dat hulle kon sien, hoe hy gekruip het na die kombuis toe, want ons nou klomp bloed. Ek bedoel, as jy 37 keer gesteek is dit nou nogal baie. En hulle sê, hulle kon sien hoe hy daar gespook en spartel het, maar hulle sê iets is vreemd. Hulle sê, die ambulans het hom kom optel by die bure se huis, en ons nêrens voetspore van sy huis na die bure se huis toe nie, en hulle sê, iemand het jou gedra. En ons gaan terug na wat Kevin gevra het, hy sê, Here, help my, nog net een keer. 37 keer gesteek met mes. En hy word wakker, en die Here begin saam met hom wandel, en die Here sê vir hom, okay, ek het jou gehelp, maar nou wil ek hê jy moet my help. En die Here sê vir hom, gaan vergewe hom, en nou is dit 'n worsteling. Hoe vergewe ek iemand wat my 37 keer met 'n mes gesteek het? En Kevin besluit toe op 'n tyd dat hy gaan dit doen. Die Here het met hom gewerk, en hy gaan na daai tronk toe, en hy sit voor daai ou, en hy sê vir hom, jy het my 37 keer met 'n mes gesteek, maar ek wil net vir jou sê, ek vergewe jou. Ek vergewe jou. En ek lees die storie, en ek deel dit met my jeug. Wat 'n wonderlike storie, en ek staan daar, en ek sê vir hulle, ek wys hulle so vingers. Ek sê, jy moet vergewe. Ek sê, jy moet vergewe. Ek sê, is jy bereid om iemand te vergewe, wat jou 37 keer met 'n mes steek? Ek sê vir hulle, is jy bereid om iemand te vergewe wat agter jou rug praat? Is jy bereid om iemand te vergewe wat jou seer maak? En ek gaan aan, maar ek preek. Die volgende dag gebeur daar iets met my. Ek is in die bakkie besig om te ry, en ek kry 'n oproep. Ek antwoord die foon. Dis die bank. Hulle het 'n paar vrae wat hulle my wil vra, en ek antwoord die vrae wat hulle my vra. En ek voel 'n vibrasie op my foon, en ek vat my foon bietjie weg om te kyk wat dit is. En ek sien daar 'n boodskap deurgekom. Hulle het nou net R37,000 uit my rekening uitgesteel. Is uit 'n kredietkaart uit, dis nie geld wat ek gehad het nie. Uit 'n kredietkaart uit. En ek sak so vorentoe, en ek besef wat het nou net gebeur. En soos ek vorentoe lê, kyk ek weer op, en ek sê, Here, wat nou? En julle sal nie glo wat die Here vir my in daai oomblik sê nie. Hy sê vir my, vergewe hom. Ek sê, daar is 'n manier nie. Daar is nie 'n manier nie. Ek sê vir die Here, daar is geld in my rekening uitgesteel. Hy sê, ja, maar vergewe. Ek sê R37,000, 37, ek het dit nie eens gehad nie as 'n kredietkaart. En hy sê vir my, Kevin het 'n ou vergewe wat hom 37 keer met 'n mes gesteek het. Vir Here gesê, is nie dieselfde nie. Here het vir my gesê, jy's dalk bankrot, maar kyk, jy's nog gesond en alles. En so het die Here met my gewerk, en ek het regtig tot op 'n punt gekom, wat ek gesê het, Here, ek sien U raak in hierdie hele gebeurtenis, ek was verkeerd, ek het fout gemaak, alles,
Maar ek's bereid om hierdie ou te vergewe en regtig, ek sê vir julle, ek het nie net vergewe nie, ek het regtig vergewe. En 2 weke daarna, ek moes eers polisie toe gaan om laat hulle ondersoek doen alles en hulle het vir my gelag, gesê dis jou eie skuld. Maar in elk geval, lang storie kort, 2 weke daarna by die bank, hulle sê op 'n manier het hulle geld teruggekry, maar hulle glo nie hulle gaan dit vir my terugbetaal nie, want dit is my skuld. En 'n week daarna gaan verby en hulle bel weer, hulle sê hulle wil net laat weet, hulle weet nie hoe is dit moontlik nie, want dit gebeur nie, maar iemand by hoofkantore het gesê ek moet my geld terugkry en ek gaan na die Here toe en ek sê dankie. Al het ek nie geld teruggekry nie, maar dankie en die ervaring wat ek kry, die Here sê ek het jou gevra vergewe hom. Ek sal vir jou teruggee. En dit los ons nou by die volgende vraag: hoekom moet ek vergewe? Hoekom moet ek iemand vergewe wat inbreek, my met 'n mes steek? Hoekom moet ek iemand vergewe wat my oor en oor seermaak? Hoekom moet ek iemand vergewe wat die rede is dat iemand vir wie ek baie lief is, seer gekry het of oorlede is? Hoekom moet ek vergewe as hulle dit oor en oor en oor en oor doen? Hoekom? Ons gaan terug na daai verkeerde wanpersepsie vraag wat ons het. Beteken dat ek moet nou die verhouding herstel? Is dit vir hulle voordeel? Hoekom? Dit gaan oor my, dit gaan nie oor hulle nie. En hierdie vraag word gevra en terwyl ek deur hierdie goed gaan, word die vraag vir my gevra, sit jouself weer terug in die amptenaar skoene. Die koning kon ook vra, hoekom moet ek jou vergewe? En ons vra, hoekom? Efesiërs 1 vers 7. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. En dan gaan hy verder, hy sê Efesiërs 4 vers 32, baie bekend. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook julle in Christus vergewe het. Om die vraag te beantwoord, hoekom? Ek wil vandag vir julle sê, die rede hoekom jy moet vergewe is, want God vra van ons om te vergewe. Dis nie ek wat hier voor staan wat vandag vir julle sê, jy moet vergewe, omdat God jou vergewe nie. God vra vir ons in sy woord, vergewe. Verdien die ander persoon dit? Nee. Het die ander persoon verkeerd opgetree? Ja. In Markus 11:25, en wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal julle Vader, wat in die hemel is, julle ook vergewe, julle oortredings vergewe. Hoe verwag ons dat God ons moet vergewe as ons nie ander vergewe het nie? Toe Jesus op aarde was, toe hy kom verduidelik hoe moet ons bid, hulle het van gevra, meester, hoe bid ons? Hy het 'n gebed gegee hoe ons bid. En in daai gebed sê hy, Vader, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. In die moslim geloof glo dat jy moet eers vergewe en dan sal God jou vergewe. Ons is Christene, God vergewe ons eerste en hy vra, vergewe jy nou ook? Dis die rede hoekom ons vergewe. Jesus het aan daai kruis gehang en hy het gesê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Wanneer jy nou uiteindelik tot die punt kom wanneer jy wil vergewe, omdat jy ervaar die Here sê, okay, ek moet vergewe, ek wil dit glad nie doen nie. Maar ek gaan vergewe omdat God my vra om te vergewe, sal ek dit doen, ek gaan gehoorsaam wees. Nou kom jy tot by die volgende punt, maar hoe? Ek het frustrasie binne myself, ek is woedend. Hoe kom mens op 'n punt om te vergewe? Ons gaan terug na daai vraag toe wat ons in die begin gesê het wat vergifnis nie is nie. Vergifnis is 'n gevoel. Ek voel dit nie. Hoe moet ek dit doen? En dis waar ek vir jou sê, dit is nie 'n gevoel nie. Dis 'n besluit. Hoekom? Want die Here het vir jou gesê, doen dit. Okay, nou sê jy, hoe doen ek dit? Ek lees vir ons uit Psalm 103, dis nou dalk, hoe moet ek vergewe? 103, dit gaan oor onverganklik is die liefde van die Here. Nou is nou klein geskryf, ek hoop julle kan sien daar, en julle sal sien dat al die verse ook hier daar is nie. Ek lees hom van vers 4 à 3 af.
Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Vers 9, hy sal ons sondes nie bly toereken nie. Vers 10, hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie met ons ongeregtighede nie. Hoor dit is so mooi, vers 11. Want so groot as die afstand tussen die hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir hom wat hom dien. So ver soos die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. So nou weet ons hoekom, want God sê vir jou vergewe, en nou vra jy jouself maar hoe? Nou vra ek vir jou, hoe doen jou God dit? Hy sê van die hemel tot by die aarde, daai afstand, dis hoe lief hy ons het. En dan direk daarna, dan sê hy van die ooste na die weste, so ver, gooi ek jou sondes weg. Ek verwyder dit. So nou vra ek vir jou hoe. Dink julle nie antwoordsliefde nie. Nou vra jy maar hoe moet ek uit liefde uit optree as ek so kwaad is vir hierdie persoon? En dis dit, juist dit. In 1 Petrus 4 vers 8, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Jesus sê vir ons, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het, so moet julle mekaar lief hê. Hoe het Jesus mense vergewe? Kom ons gaan kyk, hoe het Jesus dit gedoen? Ons moet dit nou doen, maar hoe het Jesus dit gedoen? Jesus het dit onvoorwaardelik gedoen en hy het dit in liefde en in waarheid gedoen. Jesus het die persoon vergewe wat hom vasgeslaan het met spykers aan 'n kruis. Hy het die persoon vergewe wat hom gespot het, wat hom gespoeg het en wat vir hom gelag het. Jesus het die persoon vergewe wat hom 39 keer om te sweep geslaan het. Jesus het vir Petrus, iemand wat baie naby aan hom was, partykeer maak iemand baie naby aan ons seer. Hy het vir Petrus vergewe toe hy hom 3 keer verloon het. Jesus het vir Thomas, sy ander disipel, vergewe omdat hy in hom begin twyfel het. Jesus het die moordenaar langs hom op die kruis vergewe. Jesus het vir 'n verlamde man, hy het nie net vir hom gesê, vat jou bed, staan op en loop nie, hy het vir hom gesê, ek vergewe jou. Staan op, vat jou bed en loop. Die vrou wat oorspel geoortree het, hy het vir haar gesê, maar luister hier, gaan uit en moenie meer sondig nie, maar ek vergewe jou. Dis hoe Jesus dit gedoen het. Vergifnis word nie toegestaan omdat 'n persoon verdien om vergewe te word nie. Niemand, ons almal weet, niemand verdien dit om vergewe te word nie. Vergifnis is 'n doelbewuste daad van liefde, barmhartigheid en genade. Dit maak nie saak wat daai persoon gedoen het nie. Dis om dit nie teen daai persoon te hou nie. So die vraag is, hoe doen ons dit? Ek sê vir jou, soos God met liefde. En ons kom by die volgende vraag, maar hoeveel keer? Ek weet hoekom, want God vra vir my om dit te doen. Ek weet nou 'n idee hoe, met liefde, want God doen dit so, maar hoeveel keer? Hoeveel keer moet jy 'n persoon vergewe wat voor jou kom staan en sê ek's jammer? Hoeveel keer moet jy iemand wat jou oor en oor seermaak, sê, ek vergewe jou? Dis gewoonlik uit ons kinderervarings wanneer goed gebeur wat by die huis gebeur het en die res van jou lewe loop jy met daai seer en jy sê jy sal nie daai persoon vergewe nie. Hoeveel keer moet ek daai persoon nou vergewe? In Matteus 18 waar ons nou gelees het, toe Petrus na hom toe kom en hy sê maar Here, hoeveel keer? Moet ek tot 7 keer? En Jesus sê vir hom, ek sê nie vir jou 7 keer nie, maar ek sê vir jou 70 maal 7 keer. Nou 70 maal 7 is 490.
So jy hoef nie 'n persoon, of dit gaan nie oor jy moet hom 490 keer vergewe nie. Daai beteken vergewe sonder ophou. Dit beteken jou vergifnis moet grensloos wees. Dink by jouself wanneer iemand jou seer gemaak het en jy besluit jy gaan hierdie persoon vergewe en jy doen dit opreg. Jy vergewe die persoon. Jy vergeet dit nie. Volgende keer wanneer jy daai persoon sien, ek het jou vergewe, maar jy sal dit nooit vergeet nie. So jy dink weer daaraan. En ek dink dis wat dit beteken hier. Jy moet kies om dit vir 'n tweede keer te doen. Kies om dit vir 'n derde keer te doen. Om te sê maar luister, ek vergewe jou. En dis waar dit inkom met liefde. Op 'n tyd as jy so baie vergewe, is dit 'n ding wat in jou hart inkom, waar jy nie hard is nie. Teenoor ander mense nie, waar jy nie ander mense se dade teen hulle hou nie. Vergifnis is 'n ding wat ons elke liewe dag moet kies. Jy weet, om 'n voorbeeld gebruik, wanneer iemand, jy besluit die dag, okay, ek's reg om te vergewe, klein goed, wanneer iemand voor jou inry. Dis 'n geskree, partykeer 'n gevloek. In daai oomblik kan jy sê, maar ek het dit so in my, ek het liefde so in my, dat jy uit jou eie uit kan sê, vergewe jou, dis okay. En wanneer ons vergewe, moet dit lyk soos Christus se vergifnis. Hoe het Jesus vergewe? Hoe vergewe Christus? As dit nie Christus vergifnis is nie, is dit nie reg nie. As daar nie liefde is nie, gaan die vliegtuig val. Dit moet reg gaan. As dit nie van God afkom nie, is dit nie reg nie. En die laaste storie wat ek met julle deel, en dan sluit ek af, is die krag wat vergifnis dra. Nou hierdie meisie is Tandiwe. Sy's 'n Christelike meisie en kom van Suid-Afrika af. En vandat sy klein is, het haar pa, hy was 'n alkoholist gewees, en elke keer as hy te veel gedrink het, dan raak hy verskriklik aggressief, en hy begin haar slaan, hy begin haar boetie en haar sussie slaan, hy begin die ma slaan, en is chaos. En Tandiwe, toe sy 17 jaar oud was, besluit sy kan dit nie meer vat nie, en sy het weggeloop van die huis af, en toe in haar 20's het sy tot bekering gekom by 'n kerk, en haar lewe vir die Here gegee, en by een Sondagoggenddiens toe is die preek oor die kruisiging van Jesus, en terwyl sy daar staan, begin die Here met haar praat, en die Here sê vir haar hierdie woorde, hy sê, forgiveness is not saying what he did is okay. Forgiveness is giving me your right to punish him. God sê vir haar in daai oomblik, hy sê vergifnis. Met vergifnis sê jy nie dit wat jou pa gedoen het toe jy klein was is reg nie. Maar hy sê vergifnis is om vir my jou reg te gee om hom te straf. Jy's kwaad, jy's woedend, jy wil daai persoon straf, maar die Here sê gee dit vir my. Dis nie joune nie. En wat hy sê toe doen is hy vat 'n papiertjie in daai oomblik en sy sê maar ek gaan my pa vergewe. En die woorde wat sy neerskryf is die volgende: I forgive you not because you deserve it, but because Jesus forgave me. Pa, ek vergewe jou. Nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat Jesus my vergewe. En toe sy die brief vir haar pa gee, haar pa was op die sterfbed, het haar pa sy lewe vir die Here gegee. Hy het gesê hoe skaam hy was oor alles wat hy gedoen het, en hy het net daaroor gegee, en hy het gesê, Here, ek gee dit vir u. En kort daarna is hy dood, en Tandiwe het met die res van haar lewe met die volgende stelling geloop: Forgiveness didn't change my past, but it changed my heart. Vergifnis gaan nie jou verlede verander nie. Maak nie saak wat gebeur het nie. Dit gaan dit nie wegvat nie. Dit gaan dit nie verander nie. Maar vergifnis is 'n ding wat jou hart verander. In plaas van woede, eerder liefde. Dit lyk soos daai Christus vergifnis.
Kom ons sluit die oor aan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit, Here, om 'n God soos U te kan dien. Here, U wat 'n almagtige, alomteenwoordige, alwetende God is. Here, en soos 'n amptenaar, Here, wat ons voor U kom, swat en smeek en vra, Here, vergewe ons. Here, bid ons vanoggend, Here, dat U ons sal kom leer, ons sal kom wys, Here, hoe om ander te vergewe, soos wat U ons vergewe. Here, ons dankie, Jesus, vir U kruisiging. Here, dankie dat U vir ons die voorbeeld kom stel het van hoe om te vergewe, en Here, dat U vir ons dood gegaan het, Here, vir ons sondes. Here, nou staan ons op 'n plek in ons lewe waar U vir ons vra, Here, man, waar U vir ons vra, en is jou beurt. Here, U weet vergifnis is so moeilik. Here, dis 'n uitdaging, dis seer, dis woede. Here, maar met U in ons is dit moontlik. Here, waar ons hierdie vraag vra, maar hoekom moet ek vergewe? Hoe moet ek vergewe en hoeveel keer moet ek vergewe? Bid ek, Here, dat U woord lewend in ons sal kom werk. Here, dat U Gees teenwoordig sal wees in hoe ons moet optree, Here, teenoor ander mense. Here, dat ons sal optree uit liefde, barmhartigheid en genade. Here, want U sê vir ons dat bo alles, hê lief. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. So moet julle mekaar lief hê. Liefde bedek sonde. Here, ons sien die antwoord is liefde. U woord is liefde. U is liefde. Here, kom maak dit lewendig in ons om lief te hê, Here. Here, ons kom voor U, Here, as U enige iemand hier binne sit, Here, wat hierdie skuldgevoelens het, Here, wat sukkel om te vergewe, miskien is dit vergifnis binne hulle self, Here, kom ek en ons sit dit in die lig, Here, ons bring dit lig toe, want Here, want U is lig, en waar daar lig is, kan daar nie duisternis wees nie. Here, ek vra, kom vat, kom wys, Here, kom leer. Here, dankie dat ons U kan vertrou, dankie dat ons op U kan staatmaak. Here, dat ons weet dat wanneer ons na U toe kom, Here, dat U 'n vaderhart het en dat U luister. Here, dat U nie in die steek laat nie. Here, ek bid vanoggend vir elkeen wat hier binne sit. Here, dat U elkeen sal aanraak. Here, dankie vir wie U is en dat U vir ons 'n God is. Ons bid dit in Jesus naam.